Okay. Waar staan dit nou? Hmm. Nee, nou moet ek hom eers gou soek. Ek het hom nou per ongeluk toegemaak. Hierso. Okay, sorry. Okay. So, 12 maniere om jou kinders te kry om gesond te eet. Nee man. Ek wil nou dat ek jou gesig nog kan sien, nou minimize ek as okay. Okay. So eerste is om vroeg te begin. So ek weet baie keer voel ons is nou al ouer, maar dit is jy begin ten minste nie as hulle 20 is nie, nê. So is om so gou as moontlik, so vroeg as moontlik vir hulle 'n verskeidenheid van kosse te gee. En ook, daar moet ek ook vir jou sê baie keer kinders se persoonlikhede verskil, nê. So ek het met my kinders dieselfde gedoen, een eet anders, een nie, maar hoe meer suiker hulle kry, hoe meer gaan dit wees wat hulle soek. Hoe meer jy vir hulle soet bederfies gee, is dit wat hulle soek. So die eerste reël, maar daar's 12 goedjies wat ons deurpraat. Die eerste ene is begin vroeg. En soveel as moontlik verskeidenheid van vette, verskeidenheid van gesonde goeders. Okay, die tweede ene is wat van sweets. Okay, so dis baie makliker om kinders op trek te hou wat nie geprosesseerde dieetgewoontes nie. En wat baie mense nie agterkom nie, is dat soetgoed is nie net 'n craving wat jy moet oorkom nie. Dit is nie net o, ek moet net my kop switch, ek is nie lus vir hierdie goed nie. Kinders en mense wat die heeltyd geprosesseerde en suiker inneem, se gutbakterieë lyk anders. Want jy voed heeltyd die slegte bakterieë in jou maag. So daai goeders kryf dit. So hoe minder soetgoed jy vir hulle gaan gee, hoe minder gaan hulle dit kryf, nie net vanuit wat my mond en my kop nie, maar ook vanuit my gut se microbiome, want daai goedjies, die beskadelike preserveermiddels en suiker en versoeters en so beskadig jou darmes ook. So ek dink as mens ook verstaan dat die sweetie hier en daar het 'n effek op die langtermyn darmbakterieë en dat dit die rede is vir craving. Hulle het byvoorbeeld al baie studies gedoen van mense wat oorgewig is en dat hulle het regtig ander darmbakterieë. So is om te weet dit is ook 'n chemiese meganisme. En veral as ons nou soos ons gedoen het laas dat jou bloedsuiker gebalanseerd hou, dan weet mens dan gaan jy minder kryf ook. So die derde reël is of die derde faktor is wees 'n rolmodel. So kinders leer van wat hulle sien. So as jy nie deur hierdie cravings gaan en deur hierdie joeg dis moeilik. Mamma's ook nou lus vir 'n chocolate, maar mamma gaan kies om dit nie te eet nie of ek gaan ook nou maar 'n water drink. Ja, van my lyf het nou water nodig. Of jy sê maar is ek nou regtig honger of is ek nou net lus? So is om 'n rolmodel te wees, om die slaaië te eet, om die blare te eet, om vir hulle te wys wat dit is om gesond te wees. En as mense kinders al lekker groot is die vierde ene, is om te verduidelik hoe dat kos jou gesondheid beïnvloed. So dis die lekker ding vir as jou kinders groter is om vir hulle te sê. En dis nogal so 'n moeilike ding vir my op 'n sekere ouderdom met kinders, want jy wil die kinders leer van balans en jy wil hulle leer, ek sal altyd vir hulle sê jou lyfie is 'n kar of jou lyfie is 'n petrol tank, nê? So wat jy daarin sit en hoe kyk jy na liewe Jesus se lyfie? Maar om nie vir hulle heeltyd is bewus te maak nie, soos my seentjie het al dan neem my skelm in die klas met so 'n horlosie 'n foto af, dink ek het ek vir hulle gesê al van hoe die maatjie net sap drink elke dag. Dan neem hy die bottels af of hy sal sê ja, daai kind kry elke dag net suits in. En dan ook vir hulle te leer dat ons kan nie ander mense se besluite beoordeel nie. En dit is okay hier en daar 'n bederfie. Ons hoef nie te vreek oor hier suiker en hier's nie suiker in nie. Maar om net vir hulle te verduidelik dat hierdie kos is baie goed vir jou maag, dis baie goed vir jou brein, maar hierdie kos beskadig jou brein. Dit is 'n nou en dan kosie. So maar net om vir hulle te verduidelik wat die kosse is en hoe verskil dit het. En om net te koop wat jy wil hê, hulle moet eet. So as jy nie wil hê jou kinders moet die heeltyd soetgoed en snacks eet nie, moet dit nie koop nie. So jou reël kan wees in die huis dat wat jy ook al in die huis kan kry, kan jy eet. So nie dan tonne sweeties oor dit is hier, maar jy mag dit nie eet nie. Maar gewoonlik dat koop net wat jy wil hê hulle moet eet. Gesonde goedjies wat daar is. Sesde ene is geniet gesonde vette. Die groot ding met vette is gesonde vette is dit hou ons langer vol. Ook goed vir brein, gesondheid en alles, maar ja, dat jy kryf minder want jy voel langer vol. En ons reageer positief teenoor vet. So byvoorbeeld neute, sade, olywe, olyfolie en cholesterol is nie so 'n ding nie. Gewoonlik is cholesterol daar as gevolg van inflammasie van te veel suiker.
So jou gesonde vette is nooit 'n probleem nie. Dis gewoonlik wanneer dit kom die ongesonde vette wat die dierevette en so is, wat ook fyn is in moderasie, maar gewoonlik as jy meer olie inneem en meer van jou gesonde vette, dan is dit minder. So jou vegetable fats is jou een ding, geprosesseerde koolhidrate en jou vegetable fats, al jou sonneblomolies en daardie, dis die olies en die vette wat jy wil vermy. So begin om kosse wat hoog in geprosesseerde koolhidrate is uithaal en voer hulle healthy real food wat gemaak is met botter, klapperolie en avokado en olyfolie. Okay, die sewende ene wat vir my baie belangrik is en ek dink ons mors baie geld hier en ons moedig slegte eetgewoontes aan is snacks. So ek dink ek dink ouers spandeer verskriklik baie geld aan peselhappies en dit alles kom in pakkies baie keer want die kinders moet net nie honger wees nie. Maar ons moet eintlik hulle aanmoedig om 3 keer 'n dag te eet. Okay. As hulle regtig honger is, kan ons vir hulle sê, okay, daar's appels en daar's wortels en daar's biltong of neute, dit kan julle enige tyd eet. Maar hierdie is die ete. So onthou, jy gaan of om vir hulle te sê, ek sukkel met dit want ek is 'n heeltyd 'n eter. So ek sal tog altyd vir die kinders wil heeltyd iets gee om te eet. Maar is eintlik so 'n goeie les om vir hulle te leer om te sê ons eet nou, dit is nou ontbyt, julle eet nou eers weer 1 uur of oor 'n naweek. Onthou die volgende maaltyd is in 4 ure. Okay, laat hulle eet want dan snack hulle so dat hulle nie dan die middagete eet of die aandete eet wat jy uitgesit het nie. Okay, en dan om kos te los is okay. So ons wil altyd hê hulle moet hulle kos opeet, hulle moet hulle bord opeet. Maar as jy byvoorbeeld vir hulle gaan leer dat proe net dit, eet net dit, vanuit 'n sensoriese eating agtergrond uit, weet ek daar's baie keer kinders wat regtig picky eaters is of nie van goed hou nie, maar om byvoorbeeld vir hulle die kos op die bord te skep. Dis okay as jy dit nie eet nie of proe dit net. Ek dink ons leer so maklik my kind hou nie van komrie, my kind hou nie van tomatie nie, maar om hulle bloot te stel, maar hulle verleer ook. Maar dan moet jy weet hulle het nie gesnack heeltyd nie, want die probleem is hulle eet baie keer dan broodjies en verkeerde goed tussen etes en dan wil hulle nie eet nie. Maar om vir hulle te leer dat dit is okay as jy nie al jou kos nou opeet nie, maar dan moet jy weet jy het nou nie net heeltyd gesnack nie, maar om nog steeds te probeer. Die 9de een is om jou kos self voor te berei. So ek weet dit is baie keer moeilik. Ek weet dit is baie keer tyd en dit kos maar beplanning, maar ek het gevind hoe meer my kinders, dit kom vir my natuurlik om kos te maak in die kombuis saam met my kinders. Maar hoe meer jy kos maak self en hoe meer jou kinders deel is van die proses, hoe meer is hulle geneig om daai kosse te eet. En hoe meer is hulle geneig om nuwe kosse te probeer as hulle deel is met die proses. So as jy die kos self voorberei, weet jy wat daarin is. Jy kan ekstra goeie goed insit en jy kan vir die kinders vertel dis goed en jy weet en hulle sien dit. Hulle sien mamma maak kos. Dit is wat hulle eendag gaan doen. Hulle gaan nie net goed uit 'n pakkie uitskit nie. Okay, die 10de een is uitsonderings is okay. Is om hulle te leer dis okay. Ons het nou en dan 'n bederfie. Maar solank jy seker maak elke Vrydag aand is nie 'n bederfie nie. Nou en dan is 'n bederfie. Okay, so dat mense dit nie die reël maak nie. 'n Uitsondering is nou en dan, maar kinders sukkel om te leer die verskil tussen wanneer is dit 'n een keer en wanneer is dit roetine. Ons het dan nou gister dit geëet. Hoekom kan ons nie vandag weer dit eet nie? En dan die 11de ene is om hulle gunsteling kosse uit te ruil. So baie keer wil ons die kos wegvat. Dit hang af wat dit is, maar is om te dink, okay, hulle love pizza. Vrydag aand is pizza aand, sê maar. Hoe kan ons dit vir hulle beter maak? So ons kan wat ek graag doen is ek sal sê maar stone ground suurdeeg pizza bases koop, sulke dun bases koop en dan sal ek net vir hulle sê maar nou knoffel en feta opsit. Okay, dis klaar beter as 'n gewone pizza wat geprosesseer is wat jy in die winkel koop wat klaar ready made is. Of byvoorbeeld jy kan visvingers self maak. As jy dit in 'n of chicken nuggets, 'n stukkie hoender en jy sit dit 'n deegie om of net jou eie amandelmeel lekker meel werk lekker. Ek het al gesien hulle vat cornflakes. Cornflakes is nie baie gesond nie, maar as jy dink die randjie is net cornflakes en die res is 'n solid stuk vis of 'n solid stuk hoender. So besluit maar hoe jy dit net kan beter maak, maar of roomys, roomys hulle lekkerste ding is maak vir hulle roomys. Ek dink ons kan baie lekker roomys resepte self maak. En dan die 12de ding is moenie ongesonde kos gebruik as 'n reward nie. So is om eerder as jy kinders wil treat, kan dit 'n lekker smoothie wees of 'n tydjie saam met jou. Maar laat jou kinders toe om treats te hê van nou, weet om nou en dan treats te hê,
maar moenie dit as 'n ja, as ek kan nou maar sê as 'n reël hê dat ongesonde kos hulle treats is nie. Okay, nou wil ek gou vir ons die volgende presentation oopmaak. Gaan ek dit gou projects. Nou vir julle. Hmm, Skus, ek soek net gou hierdie ander dokument. Gaan nou vir julle oopmaak. Okay. Gou my skerm hier so deel. Okay. So hierdie enetjie gaan oor, okay, jy kan nou my skerm sien hè. Ja, dis hy. Okay, ek gaan net hom gou present. Okay, so hierdie deel gaan oor sommer net ek het sommer net 'n klomp foto's opgesit. So sommer net om idees te gee vir julle. En okay, so hierdie deel gaan oor kosblikke en gesinseetes. Sommige net lekker idees vir dit, wat jy kan doen, 'n paar idees van my. Ook om te sien my goed is nie perfek nie. So as ons wil 'n kosblik pak, die formule vir 'n kosblik is eintlik maar jy soek 'n jy soek 'n groente. So jy soek 1 tot 2 groentes. Jy soek 1 tot 2 vrugtes. Jy soek 'n gesonde koolhidraat. So dit is jou kieslik nie geprosesseer nie, maar 'n gesonde broodjie of 'n soos 'n bietjie pasta of 'n worteltjie, ook al word dit nou 'n groente ook. Maar ja, soos 'n koolhidraat, 'n proteïen en 'n vet. Okay, so ons wil graag daai goed 5 goed insluit. Groente, vrugte, koolhidrate, proteïen en 'n vet. As mens 'n kosblik pak, laat mens nie net koolhidrate inpak nie. Okay, so hier het ek sommer nou 'n prentjie van 'n paar goeders. My goed is nie altyd perfek uitgedeel met 1, 2 wat nie, maar net om vir idee te gee. So hier is byvoorbeeld die popcorn sal die koolhidraat wees, die vet en die proteïen is die salami en daar's 'n stukkie biltong in en dan het ek sien so hier het ek nie groente in nie, maar ek het die kersies, ek het 2 vrugte in, okay. Hierdie ene het ek nou in, daar's 'n stukkie klapper en neute, nartjie, daar's my vrugte, daar's my groente, daar's my vet. Daar's my proteïen en daar's my koolhidraat. Okay, so dis muffins wat ek self gebak het wat gesond is. Hier het ek suurdeeg vetkoekies wat ek gemaak het met kaas op. So dit is my vet, daar's my groen vrugte, daar's my groente. So hier's 2 koolhidrate in. Ek voel dis fine en daar's biltong. Okay. Neute is die vet en die proteïen. Kaas is ook vet, proteïen. Daar's ook vet en proteïen. So is bietjie meer vette in die ene. Hier sien 'n groente ook in die ene nie, maar hier's vrugte in en dan was daai flapjacks wat ek self gemaak het. En hier kan jy sien wortel. Die witbroodjie is nou nie ideaal nie, maar ek koop altyd die broodjies by ons in 'n bakkery wat dan nou stone ground meel gebruik en nie preservatives bygooi nie. So dis nou nie ideaal nie, maar dis beter. So neute, biltong, worteltjies, hierso's ook neute, biltong, droewors, dadels, arbei. Daai is ook bietjie geprosesseer as daai maiskoekies en daai. So sien jy my kosblikke is nie perfek nie, maar net om vir julle sommer 'n idee te gee. Daar's 'n stukkie wrap wat ook bietjie geprosesseer is wat nie great is nie. Daai is eier en daar wat jy piesang en 2 eiers vat en meng en dan maak jy daai lekker flapjacks, dis baie lekker vir die kinders. Broccoli, biltong en kersies en perskes. Suurdeeg broodjie met kaas op, biltong en neute en nog popcorn. So sien jy, baie keer het ek meer koolhidrate of baie keer het ek meer vette. So ek sit nie altyd alles in nie, maar dis net 'n idee om te weet wat aangaan. Hierdie ene het ek nou al gehad. Hierdie is sommer 'n idee daai ek het julle vertel van die groen pannekoek wat ek maak baie keer wat lekker is net eiers en baba hand spinasieblare met kaas op. En iets wat ons meer van ons kinders kan maak is hierdie soos energy truffles. So jy kan protein powder bygooi as jy wil, maar jy kan hierdie dink ek was peanut butter en dadels en dalk protein powder, kaneel en ek sien ek het gerol en klapper. So dis ook iets wat mense vir hulle kan inpak as dit hard bly. Party moet jy nou maar uit die vrieskas uithou, of uit die yskas uithaal, maar dis lekker energy bites vir die middag. So dit alles gaan maar saam met 'n bietjie prep, nê? Die foto het nie so mooi gekom nie. Maar dit is bitter lekker. Dit is daai
Ryspapier wraps. Ek weet nie of julle dit ken nie, maar dis daai ryspapier wraps wat jy koop en jy druk dit letterlik, jy druk dit in water vinnig. En dan o, dit is wat ek het dit gister gedoen terwyl dit so lekker werk het. Ek het vergeet jy maak 'n egg wash. So jy vat eiers en 'n bietjie water en dan druk jy die eier daar, druk jy dit daarin. En dan sit jy nou binne in whatever jy wil. En dan bak jy dit in die oond en dan as jy sesame saadjies, my kinders het die sesame saad vir die voëls gegee, maar jy kan sesame saadjies bo-op gooi. Dan sit dit raak so crispy soos 'n pastytjie. Maar dit kos so R40 vir 10 van daai wraps, maar ek voel jy kan vir die gesin dan die ete maak vir pastytjies en dan sit jy net 'n slaai by. En hierdie was sommer een aand om julle idee te gee. Hierdie is nou 'n gut loving board want dit was sommer een aand klomp goed wat ek net bymekaar gesit het. Groente en vrugte en focaccia en hummus en dit was so maklik. Ons sal baie keer in die aande pesel of ons sal sommer buite sit of so. En dit kinders eet makliker dit as wat hulle noodwendig sit en 'n bord kos gaan eet. So sommige idees om net so 'n snackbord te pak wat jy ook al in die huis het. Die groen was ook spinasie, flapjack spinasie en pisang flapjacks wat oggendontbyt was. En daai was sommer net 'n oggendontbyt, 'n stukkie focaccia, eier en komkommer wat maklik is. 'n Sierreg pisangbrood wat lekker is en hier's muffins wat ek gebak het met spinasie en goed by. En hierdie is maar net om te weet dat jou kinders moet deel wees van die proses. En hoe meer jy hulle leer om hierdie goeders te doen en hoe meer jy hulle deel maak, is dit wat hulle gaan kies. Is dit wat hulle gaan pak en inpak en saamvat en sê mamma kom ons bak dit. Mamma kom ons maak dit. Of ek kom een keer in die kombuis as my kinders besig om flapjacks te maak en hulle het saadjies ingegooi want dit maak dit gesonder. Of hulle ja, so 'n mens voel baie keer jy bereik dit nie of jy kom nie daar uit nie. Maar om te weet jy leer hulle en om hulle deel te maak van die proses, leer jy hulle ook. En hulle leer soveel skills ook. Ek dink van wiskunde en van somme en van goed. Leer hulle dit. So my kinders kan self al ek kan bel en sê hoe is jou stretch and fold gou die focaccia broodjie of doen gou vir mamma dit. My kleintjie, my oudste seentjie kan flapjacks uit sy kop uit bak. Hy kan enigiets eintlik uit sy kop uit maak wat hy wil, net omdat ek laat hom toe om dit te doen. So as hulle klein is dit maar ja, sluit hulle in daarbey. Okay, ek gaan net gou hierso stop. Okay.